Ek gaan vra dat ons saam stil word voor die Here en ekskuus tog, daarna gaan ons 'n lied saam sing, 4 verse van lied 29 uit die ou bereiming uit, maar die woorde word vir julle teen die muur gegooi, so julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ons gaan lekker saam sing. Kom ons raak saam stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in tye soos hierdie ook ons toevlug kan neem tot U wat ons God is. U wat ons skepper is, wat ons gemaak het en wat die woord sê vir ons oneindig lief het. Dis juis, Here, in hierdie tyd dat ons besef U alleen kan ons troos. Want U is God, nie 'n mens. Dankie daarvoor. En as ons dan vanoggend, Here, by mekaar is om afskeid te neem van Tannie Kitty, is ons aan die ander kant natuurlik ook baie dankbaar dat U vir haar ook as gawe gegee het aan ons en dat ons lewens baie kon kruis, dat sy kon afgee aan ons, dat haar, wil ons amper sê, vingerafdrukke ook op ons lewens is. Wil U dan kom, Here, en vanoggend met ons praat vanuit die woord uit, wil U ons lei en gee, Here, dat ons in ons lewens niks anders sal wil nie as om U daarmee te eer. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die 4 verse van Gesang 29, Here, hoeveel blye dae, dat ons dit van staan, dan sing ons dit saam, en daarna kan U weer U plekke inneem. Veel blye dae, vloei so strome, kalm en rein, sonder komme, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Word ek soms gekwel deur lyde, wil ek kla oor U kastyding. Weet ek dis van korte duur, uit my vreugde net in U. Gedagtes, wat ek ooit verwag, elke dag so groot en kragtig, hoop en moed van dag tot dag. Geef my nie duisend keer, onverdiend die seën, Here, selfs moet ek dit verdien, bring dit seën op U. Lei die liefdes van die ziel, lei die woorden van die woorden, heel immer is hier niet. Ja, in alleen nog iets zonder, welke vlekken gezicht van je. Was ons weer
Met die liefde zielsbevrijding, waar hier ontvang die kracht, voor die heilige Ek kan vanoggend vir ons saam lees uit Spreuke 31 en ek vermoed al die vrouens het hierdie gedeelte al gelees iewers in hulle lewe. Pragtige gedeelte juis oor die vrou. Kom ons begin daar by vers 10 te lees. Sprekerskrywer sê 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Oor haar slavinne, ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wind goed is. Haar lamp bly heelnag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig oor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend in die stadspoort waar hy saam met die leiers beraadslag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy het geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Ek gaan nog so enkele verse ook uit 2 Korintiërs 5 lees, net om ons gedagtes te knoop, ook in die prediking. Paulus skrywe in 2 Korintiërs 5, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Net hierdie beeld dat ons later 'n bietjie daaroor kan dink. Tertius en Hanelie en al die kleinkinders wat hier is, die familie wat hier is, broers en susters in die Here Jesus Christus. Ons vra baie keer vir mekaar, wat is die dood? Wat is die dood? Hoe sou 'n mens dit kon beskryf? En wil ek amper sê tipies menslik is ons eerste reaksie gewoonlik negatief. Dis die einde van die pad, sê ons. Die finale stopteken. Dis die muur aan die einde van die doodloopstraat. Of ons sê,
by daai muur is daar nie deurkomkans en ook nie omdraaikans. Ander ou sê weer, dis die punt aan die einde van die sin. Dan hoor die sin is afgehandel. Dis klaar. Dis die einde. Dis die slotsom van 'n mens se lewe. Julle sal almal onthou, vroeër jare is die oupa en die ouma vir die kinders, kleinkinders stories vertel het. En dan het hulle dit afgesluit met, fluit, fluit, my storie is uit. Die dood is veral skeiding. Dis miskien die pynlikste beskrywing van die dood. Dit beteken, ek word geskei van alles wat daar was. Alles wat my dierbaar was. My aardse bestaan. Dit gee ek op. Die verhoudings skei uit mekaar uit, word verbreek. Ek gee my familie en vriende op. Die lewe self. Dis eintlik 'n baie donker prentjie. Die lig word afgeskakel oor my lewe en al wat oorbly is die groot niks. My fisiologiese, my liggaamlike bestaan word uitgedoof en alles wat ek was en wat ek is tot 'n einde. Die predikerskrywer sê die silwerdraad word afgebreek en die goue kruik stikkend gebreek. Want dit is so finaal, hierdie afskeid. Hierdie skeiding. En ek dink oor elkeen van hierdie soort beelde en uitsprake is ons natuurlik lank met mekaar kon gesels en dit uitpleis tot op die fynste besonderheid. Maar die vraag is, wat sê die woord oor die dood? Wat sê die woord oor die dood? Praat die woord nie so effens anders oor die dood as wat ek en jy daaroor dink en daaroor praat? Byvoorbeeld, Paulus skryf in Romeine 8. Hy skryf, ek is hiervan oortuig, geen dood of lewe, of engele of bose magte, of teenswoordige magte, of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders, kan ons skei van die liefde van God nie. Die liefde wat hy vir ons het in Christus Jesus. As niks, broers en susters, familie, ons van die liefde van Christus kan skei nie, dan beteken dit mos dat niks ons van sy lewe kan skei. Ons het verlede Sondag die opstanding herdenk. Jesus lewe, hy sê die graf is leeg. Die dood is daarom nie beëindiging van die lewe nie, maar voortsetting daarvan. Die dood is nie 'n hopelose saak soos wat ons baie keer daaroor dink en daaroor praat nie. Hoe teenstrydig dit ook mag klink. Die dood is gevul met hoop. En broers en susters, ek praat nou van gelowiges nie. Praat van gelowiges, is gevul met hoop. Omdat die dood nie die einde van die lewe beteken nie, maar eintlik die begin van lewe. Dis 'n sekere punt, die hoogtepunt van 'n gelowige se lewe, sy dood. Soos die evangelies praat oor die dood, herskryf hulle eintlik ons soort van definisie daarvan. Dis nie die einde van die pad nie, dis nie die stopteken nie, dis nie die punt aan die einde van 'n sin nie. Dis nie waar dat daar geen verdere beweging moontlik is nie. Dis die begin van 'n nuwe pad. Iemand skryf en sê, dis hoogstens 'n spoedbult wat ons spoed so 'n bietjie breek. Maar daarna gaan jy voort. Dis nie 'n ondeurdringbare muur waarteen jy jou te pletter loop nie. Dis 'n ragfyn muur waar agter God wag vir sy kinders om hulle vir ewig by hom te neem. Die dood is nie die punt agter die sin nie, dis hoogstens 'n kommapunt.
Dis nie die laaste paragraaf nie, maar eerder 'n nuwe paragraaf in 'n nuwe boek wat deur God self geskrywe word. Die dood is die voortsetting van jou ewige bestaan. Dat hierdie lewe al reeds begin en by jou dood net voortgaan. Daar waar jy God ten volle kan ken, soos wat hy jou vandag ten volle ken. Iemand skryf en sê, die graf is eintlik maar net die aantrekhok waar ons voorberei word en aangetrek word vir die feesmaal van die ewigheid. Julle hoor dat die woord dink 'n bietjie anders daaroor. Want eintlik sê die woord vir ons, die dood is nie skeiding nie, net verskuiving. Net 'n verandering van jou posisie voor God. God is by die wat leef, leer die woord ons, hy woon in ons deur sy gees, hy lei ons elke dag. God bly by gelowiges wat sterf, want hulle is vir ewig in sy teenwoordigheid. Maar dit beteken natuurlik ook dat hulle wat sterf en ons nie van mekaar geskei word, maar deur die liefde van God aan mekaar gebind word. Niks kan ons van die liefde skei nie, sê Paulus, allermins die dood. Hy noem dit eerste, geen dood of lewe, allermins die dood. Niks kan ons van mekaar skei nie, is die afleiding, allermins die dood. Miskien daarom dat Spreuke skryf van die deegsame vrou. Van my persoonlik het Annie in hierdie kategorie geval. Dis hoe ek haar geken het, dis hoe ek haar beleef het, dis hoe ek haar ook graag sal wil onthou. Eintlik moes ons na die skriflesing afgesluit het en klaar gemaak het, want dit is so 'n verpersoonliking van dit wat ek beleef het in haar lewe. Sy het geen kommer oor die toekoms gehad nie. Sy het geweet, ek is by God, God is by my. Niks kan haar van julle liefde of julle liefde vir haar skei nie, allerminst die dood, sê die woord. Sy het haar nie gekommer oor die dood nie, want sy het God geken. Sy is ook nou by God, soos wat God by ons is. Sy is in julle harte, soos wat Spreuke oor die deugde van hierdie vrou skrywe. Hoekom moet sy nou na haar dood uit julle gedagtes wees, net omdat sy buite julle sig is? Die woord sê nee, God se liefde bind ons aan mekaar. Juis haar deugde hou haar binne ons gedagtes, binne ons harte. Die hardwerkende ma, ouma, vriendin. Die een wat nie 'n leihaar op haar kop gehad nie. Die een wat gesorg het vir haar gesin, vir haar man. Die een wat getrou was in haar werk, vir haar gesin, vir haar gemeenskap, vir die Here. Ja, ons treur oor die verlies van kommunikasie, want ons kan nou nie meer met mekaar praat nie. Maar in ons liefde bly ons aan mekaar gebind, sê die woord. In ons herinneringe bly sy lewe, al het sy ook gesterf. Die tentwoning is afgebreek, dit is so. Maar sy het 'n vaste gebou by God. Dis God se belofte aan elkeen wat in hom glo. Die eerste hoofstuk van 'n nuwe lewe begin jy's daar. Dis hoekom die formulier, begrafnisformulier ook sê, ons treur, maar ons treur nie soos die heidene wat geen hoop het nie. Ons treur met 'n vaste wete dat God ons vashou ook in die dood.
elke gelowige vanoggend mag dit van hom of haarself sê en weet. Die troos versterk ons vir die pad wat vir ons voorlê. En my gebed is dat julle die genade van God sal ontvang en sal beleef en getroos word in hierdie tyd en in die dae wat kom. En mag ons almal saam met blymoedigheid die woorde van lied 292 saam sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan die Here Jesus Christus behoort. So familie, vriende, begrafnisse is vir ons altyd hartseer. Ons is altyd bietjie emosioneel daaroor. Maar as ons mooi gaan dink oor wat die woord daarvan sê, dan besef ons, hulle wat in God se hand lewe en sterwe, word nie uit mekaar uitgebreek. Hulle word nie geskei. Die liefde van God hou dit aan mekaar, bind ons aan mekaar. En daarom, ons gaan dan in die lewe, en as ons terugdink aan Tannie Kitty, dan dink ons met vreugde aan haar terug. Dink aan haar terug as 'n ma wat sorgsaam was, as 'n ouma wat haar kleinkinders bederf het, 'n groot ouma wat die genade ontvang het om haar kleinkinders te kon ontmoet, agterkleinkinders. Kom ons dink terug aan haar as die gawe wat God in ons lewens gegee het. En ons eer haar daarvoor dat sy gehoorsaam was en dat sy haar lewe daarvolgens aangepas het en geleef het. Mag die Here God elkeen van ons daartoe help. Amen. Jy kan net so bly sit, dan word ons saam staan. Iemand sê, Here, vir ons 'n groot hartseer aan die een kant om afskeid te neem van Tannie Kitty, maar ook aan die ander kant vreugde, want ons vier 'n lewe wat u geken het, wat gehoorsaam was aan u woord en wat gedoen het wat u van haar gevra het. Dankie Here dat ons haar kon ken. En dankie dat ons weet, Here, dat sy ook ewige vreugde en vrede by u het. Want haar hele lewe lank het sy bely, ek glo in Jesus Christus. Ja Here, ons is hartseer, maar ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons weet dat hierdie vaste gebou vir elke gelowige wag. Elkeen wat sy of haar lewe leef en gehoorsaamheid aan God, sê die woord, het 'n ewige tuiste by u. Here, en daarna sien ons uit. Gee tog Here dat die dood nie vir ons 'n verskrikking sal wees nie, maar dat ons saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou anger? Want ons weet, die Here Jesus Christus het met sy opstanding die angel van die dood uitgetrek. Here, ek bid vir die familie, die naby familie, Here, wat dit baie meer intens ervaar as ons wat 'n bietjie verder van haar af geleef en gestaan het. Bid Here dat u vir hulle groot genade sal bewys. U vir hulle in hierdie tyd veral styf sal vashou, ook hierna, wanneer ons vir haar gaan ter ruste lê. Wil u Here vir hulle optel en teen die bors hou, soos wat die skaapwagter baie keer met die lammetjies maak. Seën ook vir hulle Here op hulle lewenspad vorentoe. Gee dat die mooi herinneringe, die lekker ervarings deel sal wees van hulle lewe en deel sal bly daarvan. Soveel so Here dat ook die heel kleintjies eendag sal kan sê, my ouma Kitty het so en so getuig, het so en so gelewe, het so en so gedoen aan haar kinders, aan haar kleinkinders. Dankie Here dat u ons elke dag naby is. Gee dat ons Here ook op so 'n besondere manier gawes aan mekaar sal wees wat u vir ons gee. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen.
Ons gaan nou afsluit deur die 353 saam te sing. Ons gaan die eerste en die 4de vers daarvan sing, maar julle gaan die woorde hier kry teen die muur. Dit is die bekende aandgesang. En as daarmee klaar is, bly jy staan, dan gaan ek die seën uitspreek en daarna gaan Tertius, wil ek vra dat hy weer sit en gaan Tertius huldeblyk doen, as ook 'n paar bedankings doen. Kom ons staan, dan sing ons hierdie 2 verse tot eer van die Here saam. O God, my dankgesange, U wil ek in my handlied prys. Help my die sonnacht teen die hange, U lig my lig sal oorreis. U lig my lig sal oorreis. U lig my lig sal oorreis. U het my met U guns besade, alles sal dan nog en nog. Ek ken die rots op die kade, die dag en nacht voor my ontfer. Die dag en nacht voor my ontferm. Die dag en nacht voor my ontferm. Wanneer ons die seën van die Here uitspreek aan die einde van die erediens, dit is gewoonlik die laaste ding wat ons doen, so die afleiding wat ons maak is, ja, die kerk is verby, erediens is verby, maar dis inderwaarheid baie ver van die waarheid af. Wanneer die Here ons sy seën gee, dan stuur hy ons weer terug die lewe en dan sê vir ons, weet met jou hele hart, met jou hele verstand, ek is elke dag by jou. Dis wat ons bely mos as gelowiges. God self is by ons. En daarom sê die seun, gaan die lewe in met hierdie wete, ek lei julle, ek seën julle, ek luister na julle, ek dra julle. En daarom vra ek nou, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan lewe met vreugde in die harte, maar ook met vrede, omdat God drie-enig by ons is. Die Here sal elkeen van julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en elkeen van julle sal hy sy vrede gee. Amen. Tertius. Kan jy my boodskap? Ja, ek het. Goeiemôre almal, kan julle my hoor? Ja, okay. Baie welkom hier, baie dankie dat jy gekom het. Dit is met groot
nostalgie wat ek na elkeen van die kyk en die stories van destyds onthou. Baie dankie dat jy hier is. Ook die mense wat aanlyn ingeskakel is. Ons sal die opname later pos. Al wat ek kan sê, soos wat die ou mense gesê het, dis 'n riem onder die hart, so 'n dik osriem wat ons harte ophou. Dankie dat jy gekom het. Hierdie geleentheid sou beslis nie moontlik gewees het as dit nie was vir 'n hele klompie mense wat hierby bygedra het. En ek gaan 'n paar name noem. As ek iemand oorslaan, vergewe asseblief. Eerstens Gerard. Ek kan eintlik maar nou ophou. Baie dankie hoor. Dis 'n hoop. Die dood is presies wat hy sê. Ekskuus tog. Dis 'n begin. En ons gaan nou net weer help. Ilse, baie dankie vir die orgelspel. Ek moet net sê, dit was nie die aandgesang so wat ek dit ken nie. Ek weet nie as dit 'n nuwe aandgesang daai. Ek dink ons moet hom nou net weer die ou aandgesang oorsing. Kan ons maar. Kan ons hom gou-gou nou sing? Die ou aandgesang. Ek dink ons moet hom sing. Dit is 'n lied wat my ma gehou het en ek dink dit sal van pas wees. Die woorde is reg, maar ek dink die beruiming of die wat noem is die wys. Jammer Gerard, maar ek dink is dit. Wil jy die woorde reg? Maar ek dink toe net ter wille van my ma, asseblief, kom ons sing dit net weer oor. Daar's. Baie dankie. Dit was dit. Dankie Ilse hoor. Waardeer dit. Dankie. En Jimmy, Willie. Jy's uitstekend met hierdie goed hoor, die klank en al die musiek voor die tyd. Baie dankie. Net so terloops, ek sien baie simboliek in wat vandag gebeur. Ek sal nog baie daaroor praat en vergewe my maar as dit nou vir u vervelig is. Maar jy weet, ek is die oudste seun, hy is die jongste kleinseun. Ons maak hier so iets van 'n sirkel toe vandag. Dis vir my wonderlike simboliek. Dan Serena, julle die voorsangers, julle het ver gekom van Gobabas af. Dankie hoor. Dit was baie mooi. Nou moet ek mooi dink hier nog. Dan die kerk hierso is mooi skoon gemaak, voorberei. Ons dank aan die kerkraad vir die gebruik van die gebou. Hanlie, baie hard gewerk om dit skoon te kry. Baie dankie vir al die mense wat gehelp het om dit skoon te maak. Die boerevereniging saal, dankie aan die boerevereniging vir die gebruik van die saal, vir die mense wat dit skoon gemaak het. Weer eens Hanlie vir die mooi opstel af. Jy wil sien daar op die tafels het Hanlie
lemoene en suurlemoene en narkies aantakke wat van Tobina af kom neergesit op die tafel. Dit lyk so mooi. Dit lyk regtig mooi. Nambob se mense. Baie dankie. Toe ons môre vroeg hier aankom, toe staan hulle al lankal hier so in brand in die son. Dankie vir julle moeite om te kom vir die voorbereiding van die grafrok. Dan vir Jimmy en sy mense vir die voorbereiding van die graf. Baie dankie, waardeer dit. En dan natuurlik Abigail van Fern Funeral Solutions. Jy het 'n klomp lostoue vir ons vasgemaak. Baie dankie, ek waardeer. Dis haar 4de begrafnis hierdie week. Sy weet hoe om begrafnis te hou. Baie dankie hoor. Maar ons is hier om iets te leer, uit te vind. Vir my wil ek graag vir julle deel wat ek geleer het van my ma, wie sy was, wat ek van haar geleer het, wat ons almal van haar geleer het, glo ek, en wie's die mense wat 'n rol in haar lewe gespeel het. Nou daar is baie mense en ons kan tot vanaand toe praat. Maar hier sit 'n paar fantastiese mense hierso wat 'n groot rol in haar lewe gespeel het. Ek wil graag erkenning gee daaraan en ek gaan so 'n bietjie stories vertel om en vergewe my maar as dit vervelig is vir julle. Christina Susanna Marits is gebore op 15 Januarie 1931. Sy was die 8ste kind en laaste kind gebore uit die huwelik van Niklas Marits, ek dink ek het reg, Niklas Marits en Louisa Visser van die plaas Tobien. Nou, soos julle almal weet, 1931 was net diskant depressietyd. En ek weet nie Nick en jy Martha van julle wat op daai tyd in die wêreld gekom het. Die depressie het groot indruk op my ma gemaak. Die swaar kry, die honger kry en 'n ontsettende angswekkende vrees vir God het 'n blywende indruk op haar lewe gelaat. En dit bly my by tot vandag toe. Sy studeer af in die Pretoria se Tegniese College en op 12 Januarie 1931, 2 dae voor sy 20 is, trou sy met my pa, Jimmy O'Kennedy, hier van in die ou op Rivier en hulle vestig later op Tobien. Uit die huwelik is gebore ek self, die oudste een, Ponkelida, julle ken hulle. My ma was 'n ma en 'n huisvrou. Ons huisgesin was vir haar soos 'n klein noot. En op haar knie het ons geleer Psalm 23. Julle ken almal Psalm 23. By haar het ons geleer van God se liefde en God se goedheid en genade. En ek het vir my gevoel toe ek kind was daar net maarjaar. Maar die Here het voorsien ook in die maarjare. Dit is wonderlik geweest om dan die vetjare te beleef as die reën geval het. Maar God is altyd daar. Hy het altyd voorsien. My ma was 'n tevrede mens, soos wat Gerard gesê het. My ma was 'n boervrou, dit weet julle. Sy het my eerste onthou van haar was sy het koeie gemelk. Sy en Almina, hulle het koeie gemelk. Hier so 4:00 in die middag het hulle gaan koeie melk. En dat was as kinders later daai separator gedraai en dit nie behoorlik kon doen nie. Sy het karakoele gewerk. Nou almal van julle weet wat dit beteken om 'n karakoel pels reg te hê dat die koper hom kom koop. Daar gaan interessante goed agteraan. Sy was betrokke in die karakoele. Sy het dorpers aangejaag. Sy het die Land Rover en die Land Cruiser in die veld gery. Geen duim was te hoog vir haar. Sy het op die landrye gewerk. Sy het die trekker gery tot Lucerne gebouw. Dit was my ma. As kind het ons vroegoggend gaan wat lemoen uitdra wat ons kan wat gaan verkoop in Mariental. My ma het help wat lemoen uitdra. Sy was nie bang om te werk. Sy was ook 'n versorger. En dit bly my by my ma se ma en my pa se pa en Amina, haar een suster, het by ons gebly op die plaas. En
om ons gesinnetjie se belange en hulle belange en almal se vereistes aan te voldoen, het regtig dit swaar gemaak met hulle. En dat sy gegaan, jy weet, ek weet nie of julle nog eers daar by plase die duinegras besems maak nie. Ons met duinegras weet. Vat my maar die besem, dan gaan fees hy die werf. Daar was so 'n groot rotstein, ek kan nog goed onthou daar by die lemoenboom. Dan fees hy die werf en sy sing gesang 29. En dis waarom ons dit vandag gesing het. Dit was, ek sal dit nooit vergeet. My ma was ook 'n gasvrou. Baie van julle het tot toe bin aangekom, hy kom by sy tafel, wat altyd reg gestaan vir enigiemand, was altyd ietsie om saam te gee. Sy was ouma, en as ons net praat oor die kleinkinders, want hulle het reg gekry om die grense van die dissipline ver te skuif, wat ons reg gekry. Maar daar was pragtige mense, wat ek graag wil noem nou, pragtige mense in my ma se lewe. Baie van hulle is hier nie, en ek gaan doelbewus dan nou maar nie hulle name noem, want dit gaan 'n onnodige tyd uitneem. Maar die eerste mense wat ek kan onthou, of wat ek in groot geword het, was 'n milieu van familie. En familie het ontsettende rol gespeel, en ek gaan so 'n paar mense uitsonder. My ma se pa het sy vroeg in haar lewe verloor. Sy het 2 pa-figure in haar lewe gehad. Een was Oom Callie, Nick se pa. Oom Callie was hy regop een, die 4-1 Oom Callie kon jy deur die rand trek. Oom Callie se hekke was altyd geverf met tinverf. Kyk, daar was nie 'n plaas op hierdie hele Kalahari wat so netjies soos Oom Callie se huis was. Ek kan onthou dat daar onder die preel het ons gekuier, en elke maand gaan bid uur hou. Oom Callie was die ouderling gewees. Dit het ek gedink altyd my oupa was soos Oom Callie. En daar was 'n ander figuur gewees. So nie naam jy verteenwoordig hulle nou vandag so. Dankie hoor. En dat my ma nog iemand anders gehad, wat soos my ouma was, dink ek, wat ook 'n pa-figuur was, Oom Giel. Martha, waar sit jy daar? Oom Giel. Oom Giel was, ek dink soos my ouma, ek weet nie julle. Hy was Oom Giel, fantasties. As ek gaan kyk eendag by Oom Giel op die plaas, hoor ek vir die eerste keer in my kinderoor klassieke musiek. Die slawekoor, Aida uit Verdi. Ek wil dit vandag onthou, ons daar buite op die gras gesit. So, Martha, julle verteenwoordig vandag Bysteek. Ek wil nie van Middelplaas praat, ek praat nog van Bysteekse mense, dankie hoor. Ek onthou hoe julle Henk altyd daar aangekom het. Dankie ook vir die vriendskap teenoor my ma in die later jare. En dan het my ma 'n broer gehad, 'n broer, 'n boetie, Oom Hansie. Ek sal maar praat van Middelplos, want Patria het eers later gekom, Susan. Dankie hoor. Dit was so mooi om by julle ook te kyk. Dan was daar ander mense wat spesiaal in my lewe was. My ma se lewe was in daai tyd. Tannie Mike de Lange, julle ken haar. Tannie Martie de Lange, Dani was. Pragtige mense wat sielsgenote was vir my ma. Ook Tannie Erika Meyer. Sy was 'n fantastiese mens naby my ma, ek wil dit graag noem. En dan het ons op die plaas fantastiese mense gehad wat gewerk het daar. En ek wil vandag sê dat ek as ek nou terugkyk, het ek die wonderlike mens wees, die mooi, het ek onderskat. En Susanna, jy, waar's Elias? Julle het hulle sien op Tubin, was julle die laaste mense saam met hulle daar. Baie dankie. Jy het groot geword in hulle huis. Dankie hoor. Baie dankie. Ek waardeer dit reg. Gerard, jy was die een wat die geestelike dimensie gebring het. Baie dankie hoor, ek waardeer dit. En ook baie dankie vir die mooi boodskap vandag. Dis baie opbeurend. Ek waardeer dit reg. Toe ons huisgesin het volledig geword toe die skoondogters en die skoonseun op die toneel verskyn. Hy heeltemal 'n nuwe dinamika en ervaring. Eers Jona, my vrou, toe Johnny, Hanley, sommer so. Weet nie, 80 was die vrugbare jare, ons moet net weer daar. Maar
Jonah was die een wat my ma altyd, as hulle kon kuier het in die stad, dat sy gekom het so 'n lang inkopieslys by onmoontlike winkels, en dat Jonah deur Pretoria of deur die Kaap gery en al hierdie goedjies gekoop. Dankie, waardeer. Nou julle van Tonners, waar is Jaco daar? Julle drie verteenwoordig nou julle pa en julle ma. Hulle was die mediese mense. En ek het my verstom as dom ingenieur. As ek sien die tapperbak, my maat so boop so wit kombuiskas gehad, ek weet nie, daar boop was die tapperbak met die medisyne. En vir elke kwaal en skeet was daar ek kan hom sê, wat noem jy, 'n pil, medisyne en asem. Ek weet nie hoe hulle dit alles gehanteer het nie. En as oupa eers al syne gekry het, dat ouma haar gekry. Baie dankie hoor. Sê vir jou pa ook baie dankie. Dit is wonderlike tye. Hanne, jy was die boervrou dogter. Die buurvrou dogter. Die een wat gesorg het. Wat altyd daar was. Maar het 'n baie spesiale plek vir jou. Jy was die nawe, ja. En agter die skerms het jy die dinge gedoen. Nooit moet gewawa nie, maar agter. Baie dankie vir jy en Ponk se hulle vlerke uitsprei oor hulle. Okay. Baie dankie, baie dankie. Wat ek nog net so kyk, het ek nog uitgelaat. Maar kom ons begin afsluit. Die kleinkinders in die middel 80s of die 80s was die vrugbare jare baie het aangekom. Ek gaan nie eens julle name noem. Julle het 'n soort van 'n dinamika in ons huis ingebring wat nooit bestaan het. Julle het lag en lewe en ek gaan nou maar so iets van 'n beheerde chaos, controlled chaos sê die Engels, gebring in die huis. Dit was so mooi om te ervaar hoe sy elkeen van julle geken het en alles onthou het oor julle. En nou julle vrouens wat julle saam gehad. Sy het almal se name geken, so mooi. En wat julle reg gekry het is op daai grense van die dissipline te skuif ver uit wat ons nooit kon regkry. So baie dankie. Dit was mooi om dit te ervaar. Dankie dat julle daar was. Dankie vir wat julle wil gedoen het. Maar ek moet twee van julle uitsonder. Voor ek daar kom, vriende, lees gerus die heldeblyk van die kleinkinders, al 11, ja, al 11 kleinkinders het saam bygedra om 'n heldeblyk te skryf. En Morgan, my oudste seun, het by mekaar sê, dankie Morgan. Lees dit gerus. Dit is hoe ons kinders dit beleef het. Ook as Ponk, Lida en ek. Dit is regtig mooi, baie dankie. Maar twee van julle wil ek uitsonder. Ek moet dit doen en ek wil begin by Elmien. Waar is Elmien? Elmien, wat sê? 2009, 2010 verskyn jy op die horison, ja, daarom ek. Eers agter die skerms. Elmien het later kind in die huis geword en Elmien het later die finansies bestuur. Fantasties, dankie Elmien. Wonderlik. En dan Krishna. Come on man. In 2013, 2014 kom Krishna daar aan en sy word nog 'n kind in die huis en sy doen die, kan 'n mens maar sê, die dag tot dag ding. Sy vat ouma dokter toe, sy vat ouma tantas toe, sy vat koop klere, al daai goed. En dan as die mense wat eers minder waar ouma bly nie volgens haar sin die dinge reg nie, dan vat sy haar aan. En as Krishna jou aanvat, dan moet jy weet jy is aangevat. So Krishna, baie dankie hoor. Wie het ek oorgeslaan? Michael, dankie vir die help met die klankies. Hanlie, dankie vir die saal. Wie nog? O ja, wat ek ook moet sê, daarom saam met Elmien en Krishna, jammer ek haak so 'n bietjie vas my kop, is Jakobus en Jan. Nou, hulle het elkeen verantwoordelikhede. Hulle het elkeen 'n huisgesin en hulle het, soos wat ons lees in Johannes 15 vers 13, elemente van hulle lewe afgelê vir my ma. Baie dankie. Twee mense wat nie hier is nie, wil ek graag noem, 3. Eerste een is Desmie Baard. Nou my pa oorlede, Lida oorlede is en my pa oorlede is, was my ma in 'n swart gat
wat niemand van weet nie. Hulle sal weet, baie mense sal weet. En Desmi Baard was soos 'n granietpilaar langs my ma. Desmi, baie dankie. Sy het my ma regtig reg opgehou as 'n kind in die huis. Sy was 2 tot 3 maal 'n dag by my ma, om maar net te hou vas. Toe kom Laurentia, Serena, julle. Jou Kennedy's dat ek nie as genoem, ek het vergeet, maar baie. Laurentia was ook 'n kind in die huis en my ma reg opgehou. As dit nie vir daai 2 mense was, sou my ma nooit weer lig gesien het. Regtig, sy was net donker. So baie dankie aan julle twee. En toe was daar nog ander mense. Trudy Davids. Ek moet ook erkenning gee aan Eros Manner se mense. Ek reis so 'n bietjie rond in die wêreld. Dis wêreldklas. Daai, dis wêreldklas. Ons het donderdag daar 'n huldeblyk gehad vir my ma. Dis 'n pragtige geleentheid gewees. En ek wil graag afsluit met wat ons daar vir mekaar gesê het. Ons het daar vir mekaar gesê, soos wat staan in, jammer, ek wil nou aansluit by jou preek, maar dit was so mooi om dit te herleef, en ek wil graag hê ons moet dit beleef. In 1 Korintiërs 15, lees dit gerus asseblief, sê Paulus, ons begrawe iemand, maar is eintlik soos 'n saad. As jy 'n saad in jou hand hou, weet jy nie mooi wat daar opkom nie, totdat die saad sterf. Dan kom die plant op. Soos dit met die mens, sê Paulus, en ek dink vers 22 of 23 staan daar, ons plant 'n gebroke liggaam. Ons plant 'n sterflike liggaam. Ja? Ons plant 'n vleeslike liggaam. En wat gaan opstaan as Jesus kom? Gaan daai graf oopgaan? Ek is so seker daarvan. Daai graf gaan oopgaan. En wie gaan uitkom? Iemand met 'n geestelike liggaam, 'n onsterflike liggaam. 'n Liggaam in krag en eer. Is dit nie iets om aan vas te? En dan gaan ek vra om nog 'n ding saam met my te doen. Vandag gaan ek 'n paar snaakse goed vra nog. Om saam met my te kom, en ons gaan op 'n geestesvlug, en ons gaan sluit aan by Johannes op Patmos. En ons loer vir 'n oomblik, net 'n kort oomblik, gaan kyk net hoe lyk dit in die hemel. OK? Kom ons gaan kyk hoe lyk dit in die hemel nou. Die dominee moet nou maar sê as ek verkeerd praat, maar ek sien dit so. En ek lees graag voor uit Openbaring 5, vers 11 tot 13. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende, der duisende, ja miljoene, der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Luister nou. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, ons ook, en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kom ons sluit aandag, kom ons gaan loer daarin, kyk, neem deel, steek op jou hande. En dan Openbaring 21, vers 1 tot 5. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. En die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid vir haar man versien. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal haar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal haar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Vriende, wat 'n vooruitsig om eendag by God te wees met 'n pragtige nuwe liggaam. Dink aan jouself, dink aan jou geliefdes. Wat 'n boodskap, en dit om aan te sluit by Gerard. Dit is so mooi. Kom ons vergeet, dis hartseer natuurlik. Maar kom ons maak die bande wat die dood op ons het los. Ons lewe soos mense met 'n verwagting. Nou gaan ek die laaste guns vra. En
Dit gaan nou miskien kontroversieel wees. Maar ek wil graag vra dat Gerard het gesê ons het hierdie liefdeverbinding met my ma. Hy het sê die liefde strek oor die graf heen. Maar ek wil hê ons moet my ma ook nou laat gaan. Kom ons gee haar vlerke. Kom ons laat gaan. Saam met enige van julle geliefdes as julle so voel. Ons gaan nou vir omtrent 7 minute lank 'n lof en aanbiddingslied speel. Ja? En terwyl dit speel en jy luister, laat haar gaan in vry. Dink aan jou eie geliefdes. En wil jy, is jy reg? Dink aan jou eie geliefdes. As jy wil sit gerus. As jy wil opstaan en jou hande prys, ek glo nie Gerard sal kwaai wees nie. Steek op jou hand. As jy wil uitgaan, voel vry. Na 7 minute gaan ons die musiek uitdoof en dan gaan ons Gerard sit reg, dan gaan ons kerkhof toe gaan en ons gaan my ma plant om in 'n verwagting dat daar 'n nuwe lewe gaan uitkom. En ook sommer al die grafte wat daar is, gaan ons sien hoe hulle uitkom en al die geliefdes wat julle al aan die dood afgestaan het. OK? Willie, is jy reg? OK, kom ons sit. Dankie Willie, baie dankie julle, waardeer. Dankie dat julle geluister het.
Amen.